Kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Hemelvader, ons dink aan die Psalm van Dawid, waar in Psalm 121 sê, ek slaan my oop na die berge, en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het. Dis kosbaar as ons lees hoe Dawid self vir ons sê, hy was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. As ons net dink aan Dawid se lewe, Here, dan hoor ons hoe hy sê, my siel dors na die Here. Ja, Here, daar was in sy hart 'n begeerte, om in die eerste plek met U te ontmoet in sy binnekamer, maar ook, Here, die ontmoeting saam met U kinders, Here, waar hulle U gesamentlik aanbid het, en U 'n besondere seën gebied het, oor die byeenkoms van U kinders. En so kan ons deur die eeue kyk, Here, en deur die eeue die heilige manne van God raak sien. Hulle was nie sondeloos nie, maar daar was altyd 'n honger en 'n dors na groter geregtigheid en heiligheid, en 'n dieper wandel met U en 'n groter haat vir sonde. En wil ons ook ons stem kom voeg, Here, by hierdie groot godsmanne van die Bybel, en vra, Here, dat U 'n dors en 'n honger na U self in ons harte sal uitstort, sodat ons elke dag die begeerte sal hê, Here, en die verlange in ons harte sal hê om te sê, Here, meer van U en minder van myself. Baie dankie vir elkeen wat vanaand hier is, dankie vir hulle wat oor ver paaie heen kom en wat die tyd uitkoop, Here, om hier saam met ons te wees. Mag U vir hulle baie ryklik seën, en mag U self die waarheid van U woord in harte dra. Hulle wat ingeskakel is, vra ons, Here, dat U besondere genade vir hulle sal gee om die woord te hoor. En ag, dierbare Here, bo alles, dat U ryklik in ons midde verheerlik sal word, want U woord is baie duidelik daaroor, as Christus verhoog word, dan trek U mense na Christus. En dis waaroor die erediens gaan, en waaroor elke boodskap gaan, Here, dat Christus verhoog word, die heiligheid van die drie-enige God, sodat mense na Hom getrek kan word. Want die Bybel leer vir ons dat U is, Here, die een, wat eendag vir ons gaan oordeel, en van ons rekenskap gaan eis, maar ook vir ons die oplossing gestuur het in Christus, dat ons met vreugde daardie dag tegemoet sal gaan, om eendag loon aan U voete neer te lê. Daarom bid ons vir getrouheid, bid ons vir genade en wysheid, sodat U self U kerk sal bou, en ons sal opbou in die allerheiligste geloof, en verheerlik word in ons midde. En ons bid dit met soveel danksegginge. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanaand saam met my oop te maak, by Psalm die 12de hoofstuk, Psalm 12, ons gaan daar die 9 verse saam lees, en vanaand gaan ek met u praat oor die gedagte van die Elia-syndroom en 3 wat praat. Nou, ek gee vir my vrou die tema, en sy sê vir my, is dit regtig die tema? En ek sê vir haar, dit is regtig die tema, en dankie vir elkeen wat so 'n bietjie ondersoek gaan instel het, na afloop van ons oggenddiens, toe ek die tema aangekondig het, en vir my boodskapie gestuur het, en gesê het, maar ons dink het gaan dit wees, of het kan dit wees. Het is altyd vir my goed om te sien, dat kinders van die Here graag wil meer leer oor God se woord, en ek gaan nou nie vir u sê presies waaroor dit gaan nie, u moet maar volg vanaand, en uit Psalm 12 gaan ons sien wat die Elia-syndroom is, en die 3 wat praat in Psalm die 12de hoofstuk. Nou ek het vir u gesê, Psalms, of die boek Psalms, is die boek wat die meeste gelees word deur kinders van die Here. En daar word gesê dat baie kinders van die Here kan assosieer met die skrywers, met die omstandighede, met dinge wat hulle beleef en ervaar, en dis wonderlik om te sien dat God se woord nog relevant is vir ons tyd, en dat as jy die woord van die Here lees, dan hoor jy God wat met jou praat, en jy hoor in jou omstandighede, in die tyd waarin ons onsself bevind, hoe die Here vir ons in besonder kom optel en opbou deur sy woord, ons waarsku, ons versterk in ons geloof, sodat ons dan kan volhard tot die dag, dat ons hom sal sien soos hy is. Nou ek geniet die boek Psalms, en ek lees gereeld daaruit, en ek is bevoorreg om ook die boek van Spurgeon te kan hê, daar in my boekrak, wat hy geskryf het oor die Psalms, The Treasury of David. As jy hom graag wil bekom, Augustine boeke het hom, en verkoop hom, hy is nie baie dik nie, hy het seker so 1000 bladsye in, so nou, vir u wat nou mos, ouens is wat lief is vir lees, jylle lees hom soms so in 'n agtermiddag deur, nee, net so tong in die kies, maar as u so 'n kommentaar wil bekom, is 'n besondere kommentaar, waar Spurgeon letterlik elke woord en elke vers vir ons verklaar. Nou ek gebruik verskillende bronne, verskillende kommentare, en dan
bo alles vra mens vir die Here maar vir wysheid, om dit wat jy deur jou studie bymekaar maak, dan sinvol oor te dra aan die gemeente wat die Here aan jou toevertrou het. So kom ons kyk vanaand dan uit Psalm 12 na die gedagte van die Elia-syndroom en 3 wat praat. Vir die musiekleier met basstem 'n psalm van Dawid. Red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Hulle praat leuns, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat. Hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons. Wie is Heer oor ons? Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. U, o Here, sal hulle bewaar. U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Die goddelose draf rond, as laagheid die oorhand kry by die mense kinders. Nogal mooi hoe vers 9 dit beskryf, né? Die goddelose draf rond, as laagheid die oorhand kry by die mense kinders. En jy kan gou agterkom wanneer ons so deur die psalms lees dat die tydsomstandighede verskil nie veel van Dawid se tyd en van ons tyd nie, want dit gaan oor die toestand van 'n mens se hart en nie noodwendig oor die tegnologiese vooruitgang of dinge wat hulle gehad het of nie gehad het wat ons nou het nie. Die hele skrif gaan oor die hart van die mens en hoe die Here die hart van die mens openbaar en ook vir hom die oplossing gee. En daarom gaan ons vanaand dan ook uit Psalm 12 kyk na vers 2 as teks en oordenking. Red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Die tema dan vanaand, die Elia-syndroom en 3 wat praat. Die Elia-syndroom en 3 wat praat. Nou vriende, as ons by vanaand se psalm kom, dan wil ek vir u sê, dis een van die besondere psalms in die psalmbundel, en u kan miskien vanaand daar dink, maar ek sê, elke psalm is besonder, en u hoor reg, want elke psalm het 'n besondere boodskap, en ons vind aanklank daarby, maar Psalm 12 staan vir ons uit, omdat ons as kinders van die Here baie keer dieselfde woorde as Dawid uiter, en ook kan assosieer met sy tydsomstandighede. Nou vriende, as ons hier in die openingsverse van Psalm 12 lees, dan sien ons hoe Dawid sekere dinge vir ons beskryf wat om hom aan die gang is, en ons sien dadelik die Elia-syndroom wat na vore kom in die lewe van koning Dawid. En u kan miskien vanaand vra, maar wat bedoel jy by die Elia-syndroom? En Dawid het gelei daaraan, en hoe verklaar ons dit? En as ons die Bybel gaan lees, is dit eintlik baie eenvoudig, en glo ek, u het al reeds by die antwoord uitgekom, want u sien, as ons so ietsie van die profeet Elia in die Bybel lees en bestudeer, dan sien ons dat Elia 'n besondere profeet van die Here was. Ons sien die uitstaande gebeurtenis in sy lewe, daar in 1 Konings 18 en 19, en u sal onthou dat Elia die Baalprofete uitgedaag het om op die berg Karmel te verskyn, en daar sou daar 'n sekere demonstrasie plaasvind, waar die ware God sy almag sou toon, deur vuur uit die hemel te laat reën, en dan ook die offer op die altaar te verbrand. Nou ons sien onsself daar op die berg Karmel, ons sien Elias daar, koning Agab is daar, die 450 Baalprofete, en ons sien die altare wat gebou is, en die offers wat gereed gemaak is, en ons sien aan die een kant hoe die Baalprofete rondspring en hulle self kerf, en hulle roep na Baal, hulle God, en daar is geen antwoord nie. En nou Elia spot so bietjie met hulle, en hy dryf die spot met hulle dinge wat hulle doen, en hoe hulle roep, en hy sê, miskien is Baal so bietjie met vakansie, miskien is hy gou badkamer toe, want sy maag was seer, en as u die gedeelte gaan lees, sal u presies verstaan wat ek daarby bedoel, en hoe hy eintlik spot met hierdie Baalprofete. Ons sien aan die ander kant, vriende, nadat die Baalprofete niks kon regkry nie, sien ons dat hierdie man Elia dan vir die volk nader roep en vir hulle sê, kom ek toon aan julle wie die ware God is, die God van Israel. En die Bybel leer vir ons dat toe Elia bid, het die Here geantwoord met vuur uit die hemel, en die Here het letterlik die
offerhande verteer en die water opgelek wat om daar die offerhande was, en die Bybel sê vir ons dat hierdie volk gesien het hoe God homself demonstreer, en ook is die 450 Baal-profete gedood. En nou vind ons daar in die paleis waar Agab nou vir Isebel, sy vrou, vertel wat alles gebeur het en hoe die Baal-profete doodgemaak is, en Isebel, die een enkele vrou, stuur 'n boodskap aan Elia en sê vir hom, Elia, soos jy met die Baal-profete gemaak het, sal ek met jou maak. Jy sal gedood word soos hulle gedood sal word. En ek verstaan nog nie presies wat hier aangaan nie, want as ek voor 450 Baal-profete staan en ek is nie bang nie, wil ek vir u sê, dan moet Isebel 'n besondere vrou gewees het dat hy vir haar gebewe het. Sy moes heel moontlik maar 'n wrede, ongenaakbare afgodedienaar gewees het. Alhoewel sy en haar man oor Israel geregeer het, was sy 'n bose vrou. En toe Elia hierdie woorde hoor, sien ons dat hy vlug vir sy lewe. En hier kom ons nou by die Elia-syndroom uit. En dis die syndroom wat Dawid aangelei het, wat u en ek ook van tyd tot tyd aanlei. En ek lees vir u daar in 1 Konings 19 vers 8. Elia het gevlug, ons weet hy het later onder die besembos gaan lê en aan die slaap geraak. 'n Engel het gekom, hom wakker gemaak en vir hom brood en water gegee, hy het weer aan die slaap geraak. Die engel maak hom weer wakker, gee vir hom brood en water, en die Bybel sê dat Elia 40 dae die woestyn ingegaan het en by die berg Horeb uitgekom het en daarvoor God verskyn het. Ek lees vir u van vers 8, 1 Konings 19. Elia het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek, en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Sien u die Elia-syndroom? Elia sê, Here, ek het so baie vir u gedoen, ek is nou in hierdie spilonk, omdat ek vir my lewe vlug, want Isebel het gesê, sy gaan my vermoor, en Here, net so asof u nie weet nie, ek wil net vir u sê, ek het alleen oorgebly. Net so om vir u kennis te gee van my huidige situasie. En ek wil vir u sê, vriende, dis presies wat Dawid in Psalm 12 sê. Here, ek het alleen oorgebly. Daar is net goddelooses in Israel. Die land is vervalle en daar is net boosheid. En die vraag wat ons vanaand moet beantwoord, was Elia alleen, wat oorgebly het as geredde, as heilige, as een wat sy knie voor Baal nie gebuig het nie? Was Dawid die enigste wat oorgebly het in Israel, wat die Here gedien het en gevolg het? Die antwoord is 1000 maal nee, want die Here self sê in 1 Konings 19 vers 18, maar ek het vir u die woorde, ek sal uitgelig 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Van 1 na 7000 is 'n groot sprong, sal u saamstem? En die Here probeer vir Elia 'n duidelike begrip deurgee, dat die Here self sy kerk in stand hou. Ek sê dikwels vir mense, ek en jy kan die evangelie aan mense bring, dis God wat 'n hart oortuig, en dis hy wat 'n siel red. Is ons nog getrou aan die Here? Of is ons miskien vanaand soos 'n Elia en soos 'n Dawid wat sê, Here, ons is alleen wat oorgebly het. Almal om ons is goddeloos, en dis net ons wat u nog dien. Ek wil hê jy moet vanaand verby hierdie gedagte kyk, want u sien, in Romeine 11 kom die apostel Paulus en hy gebruik Elia se gedagte in 1 Konings 19 om vir ons 'n Nuwe Testamentiese waarheid te leer, sodat ons kan sien dat daar nie net 1 of 2 of 3 of 4 kinders van die Here oorgebly het nie, maar dat die Here self vir hom 'n kudde laat oorbly, en die Bybel praat van 'n oorblyfsel wat hy versamel, 'n klomp siele wat hy gered het, en wat hy sal bewaar tot die einde toe. Paulus sê vir die gemeente in Rome, hy sê in Romeine 11 vers 2, God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie,
Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood en die altaar het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Vers 5, net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Luister vriende, Christus het nie te vergeefs gesterf nie. Hy het nie gesterf met die hoop dat mense hom sou kies nie. Hy sit nie in afwagting in die hemel en hoop dat goddelose mense tog hom 'n kans in hulle lewe sal gee nie. Hy is God wat bepaal en beskik en harte verander deur die evangelie en siele red en hy sal vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly. U kan daaraan vashou vanaand, voor u dink dat die kerk gaan toemaak en die goddeloses gaan oorneem en ek alleen gaan oorbly. Ek het hier in my notas geskryf, ons moet nooit dink ons is die enigste regverdiges op aarde meer nie. Ons moet nooit dink ons kerk is die enigste kerk wat nog die waarheid het nie. Alhoewel kerke minder word wat met die waarheid besig is, dis verseker, en alhoewel Christene minder word, mense wat werklik bely hulle behoort aan die Here, kan ons met sekerheid weet dat God vir hom 'n oorblyfsel sal laat oorbly, omdat hy God is, omdat hy sy seun gestuur het en aan hom 'n nakroos beloof het. Gaan lees Jesaja 53 vers 10. Hierdie is 'n besondere psalm omdat ons nie net die Elia-sindroom sien, waar Elia en Dawid dieselfde gedagte gekoester het, dat hulle alleen oorgebly het nie, maar ons sien ook dat hierdie psalm gaan oor woorde, mense wat praat, bepaalde woorde wat geuiter word, en ek wil vanaand dan vir die res van die psalm stil staan by hierdie 3 wat praat in hierdie psalm, en wie kan gou vir my sê, wie is die 3 wat ons hoor praat in Psalm 12? Die eerste een is Dawid, verseker. Ons hoor hom praat, ons gaan vanaand aan sy woorde luister. Wie is die tweede wat praat? Die goddeloses. Ons gaan vanaand kyk daarna. En wie is die een wat gesagvol en die laaste sê het? Die Here self. En ons gaan vanaand na die 3 wat praat kyk, nadat ons gesien het dat die Here vir Elia gewys het en vir Dawid kom wys het, dat hy nie die enigste gereddes is wat oorgebly het nie. So kom ons kyk in die eerste plek na Dawid se woorde. Hy sê vir die musiekleier met basstem, 'n psalm van Dawid, red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Nou baie interessant vriende, as ons kyk na hierdie aanhef van hierdie psalm, vir die musiekleier met basstem, dan in die oorspronklike taal beteken dit, dat hierdie lied op die 8-snarige harp gespeel word, en dat hierdie harp ook 'n laattoon vir ons gee, wat heel moontlik die gemoedstoestand van Dawid aandui. So wanneer ons kyk na hierdie psalm, dan sien ons dat Dawid se gemoed half laag is, en hy half bekommerd is, dat daar niemand anders te meer is op aarde wat regverdigheid doen, of wat die Here liefhet en die Here volg nie. Baie interessant, die woorde red o Here in die Engels, is die woordjie help. Nou as jy iemand hoor wat skree, help, wat gaan jy doen? Ore toedruk en sê, la, ek wil nie hoor nie. Nee, jy gaan dadelik begin soek, en kyk, waar kan ek my hulp verleen? En dis presies wat Dawid doen, hy roep na die Here, en hy sê, Here, help, Here, red. En hierdie woordjie Yasha in die Grieks, of in Hebreëus, beteken 'n hulpgeroep om bevry te word, of gered te word van onmiddellike en dreigende omstandighede. Met ander woorde, Dawid is koning, Dawid is benoud, en ons hoor in die eerste plek Dawid se woorde, waar hy sê, Here, ek is so benoud in my siel, want dit lyk of ek alleen oorgebly het, asof ek die enigste een is wat u nog dien. Nou kom sal Dawid hier die woorde uiter. Ek het vir u so tyd terug gesê dat Dawid se kinderjare speel af aan die einde van die Rigters tydperk, en as u wil weet hoe goddeloos Israel daardie tyd was, gaan lees die boek Rigters. Dawid bevind homself in die tyd waar Saul koning is,
En Saul was die koning van die mens en Saul het baie booshede bedryf. En ek wil vir u gou lees hoe boos Saul as koning werklik was. Baie mense dink Saul het bietjie afgedwaal en Saul was eintlik 'n goeie koning wat goed begin het maar sleg geëindig het. Ek wil vir u wys hoe boos Saul in sy wese was, in sy murg en been. En ons lees daarvan op 'n stadium toe Dawid vir Saul gevlug het nadat die Here deur Samuel vir Dawid gesalf het as koning. Toe weet ons, toe wil Saul vir Dawid doodmaak. Dawid vlug en hy kom by die priester Abimelech uit wat vir hom voedsel gee en vir hom die swaard van Goliat gee. En nou begin Saul hierdie priesters vervolg. En kom ek lees gou vir u wat gebeur in 1 Samuel 22 vers 14. Dis die tyd waarin Dawid homself bevind en die boosheid wat om hom aangaan, wat hom gelei het na hierdie punt waar hy die vraag vra, Here, is ek die enigste een wat oorgebly het? Here, help! Want die vromes en die regverdiges het van die aardbodem af verdwyn. In Samuel 22:14 lees ons, toe antwoord Ahimelech die koning en sê, maar wie is onder al die dienaars so getrou soos Dawid, wat skoonseun van die koning is en aangesluit het by u luiwag en geëerd is in u huis? Saul druk sy ore toe en hy sê, Ahimelech, jy moet sekerlik sterwe, jy en jou hele familie. Nou gee die koning opdrag dat die priesters doodgemaak moet word, en meeste van die manskappe wil dit nie doen nie. Daarop sê die koning aan Doeg, tree jy nader en val op die priesters aan. Toe tree Doeg die Edomiet nader en hy val op die priesters aan, en hy het op die dag 85 man, wat die linne skouerkleed dra, gedood. Ook die priesterstad Nob het hy met die skerpte van die swaard verslaan, man sowel as vrou, kind sowel as suigeling, ook die beeste en esels en skape met die skerptes van die swaard. Toe die Here vir Saul 'n opdrag gee, om die Amalekiete te verslaan, wat doen hy? Hy spaar hulle bestes. Toe hierdie man Ahimelech, wat 'n getroue priester van God was, ten goeie trou optree, toe kom Saul en hy dood almal wat namens die Here optree. Hy gaan dood elkeen wat God kon raadpleeg. Daarom sterf Saul later as een wat by die heks van Endor se voete lê, bewend omdat God van Saul onttrek het. Wat probeer ek vanaand vir u sê wanneer ons Dawid se woorde hoor? Hier aan die begin van die psalms of Psalm 12 kan ons daarmee assosieer. Het u nie ook al uitgeroep wanneer u om u kyk en gesê, Here, waarheen is alles op pad nie? Here, help asseblief. Here, red. As ek die koerant lees, sien ek hoe die goddeloosheid vermeerder. As ek die televisie aansit en ek kyk nuus, as ek die internet kyk, as ek hoor wat aangaan in ons land en in die wêreld, dan vra ek dikwels die vraag, het ons dan alleen oorgebly? Here, is ons dan absoluut in die minderheid en is daar nog ooit vir ons genade en hulp? En sal ons dit deur hierdie moeilike tyd maak? Dan kan ek u vanaand tot rus te bring, deur vir u te sê, vriende, die antwoord wat die Here vir Dawid kom gee het, is die antwoord wat die Here vir Elia gegee het, is die antwoord wat die Here vir ons gee. En dis die feit dat die Here vir homself 'n oorblyfsel in stand sal hou. Selfs in die tyd van die groot verdrukking, soos ek vanmôre met u so ietsie van gepraat het, lees ons daar in Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Hoor nou wat sê vers 4. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle sonder gebrek voor die troon van God. Luister, van die begin van tyd af, tot die einde van tyd sal God vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly. En wanneer jy weer die woorde van Dawid lees, en dit miskien in jou hart na vore kom, Here, is ek nog die enigste wat oorgebly het, dan kan ek vanaand jou verseker, nee, jy is nie. Daar is nog baie wat die knie voor Baal nie gebuig het nie.
En daar is nog baie wat uit genade gered is, en die Here in heiligheid wil dien, en eendag saam met jou in die heerlikheid van die Here sal wees. Die tweede groep wat ons hier raak sien, en die woorde wat ons hoor, is die goddelose se woorde. En vriende, dit maak ons benoud, dit wat ek nou gaan hanteer. Want die goddelose praat baie, en hulle praat hard, en hulle praat duidelik. Hulle is vir my baie keer soos die klinkende metaal en die lydende simbaal. Hulle sê baie, maar hulle sê eintlik niks, en ons gaan vanaand bietjie kyk daarna. Psalm 12 vers 3. Die goddeloses, hulle praat leuns, die een met die ander. Met ander woorde, selfs tussen die goddeloses, vind jy leenaars waar hulle vir mekaar lieg, en nie eens getrou aan mekaar kan wees nie. Met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat. Hulle wat sê met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Hulle sê die magtigste wapen is die tong. Die tong het al meer vermag as wat wapens vermag het. Want mense wat praat, kan baie keer deur leuns en deur vleiende woorde en deur groot pratery mense teen mekaar ophits en kan geweldige probleme veroorsaak. En die hartseer is dat baie kinders van die Here dikwels meer luister na wat die goddelose sê, as na wat die Here self vir ons wil leer. Nou Dawid sê hulle praat leuns. Nou vriende, ek het nie nodig om vir u te sê dat ongereddes is leenaars in murg en been nie. Want Johannes 8:44 sê hulle vader is die vader van leuns. Die Bybel sê vir ons so. So om te lieg is vir hulle 'n patroon, 'n gewoonte. En gaan kyk maar hoe leiers lieg vir mense, hoe die mense vir mekaar lieg, hoe kinders vir ouers lieg, ouers vir kinders, en so kan ons maar aangaan en deur die geskiedenis kyk, hoe leuns besig is om die wêreld oor te neem. Die definisie van leuns is eenvoudig om opsetlik onwaarhede te vertel, vooraf uitgedinkte onwaarhede of valshede met mekaar te spreek. Nou ek weet nie van u nie, maar ons verstand werk teen 'n spoed wat 'n Bugatti nie kan ry nie. Nou vir die vrouens, 'n Bugatti is een van die vinnigste karre waar haar tans gemaak is. Hulle praat van 400 en iets kilometer per uur of wat ook al. Nou jou verstand is vinniger as dit. En wanneer dit kom by sonde nog vinniger. Want ons is heeltyd besig om leuns uit te dink om onsself te probeer beskerm, en as kind van die Here is daar dadelik berou daaroor. Onthou u vir Abraham? Onthou u toe hy gesondig het, hoe die Here hom aangespreek het? Hoe Abraham weggedraai het van sy sonde? Die goddelose het nie 'n jammer hart oor sonde nie. Hulle doen sonde en die grootste daarvan is leuns, bedrog, valshede. Hulle sê die gemiddelde mens vertel tot 200 leuns per dag. Luister, die gemiddelde mens vertel tot 200 leuns per dag. Hulle sê daar word jaarliks 'n kompetisie by die Stantonbrug in Londen gehou, om te kyk wie die meeste leuns in 'n kort tyd kan vertel. En volgens Time tydskrif mag geen prokureur, joernalis of politikus deelneem nie, want die kompetisie is nie vir professionele mense nie, maar vir amateurs alleenlik. Nou dis wat hulle sê, moenie sê ek het dit gesê nie, dis wat hulle sê in die Time tydskrif staan. Hartseer dat ons in 'n tyd onsself bevind waar mense leuns vertel. Wie van u het al gelieg? En wie van u het al gelei onder leuns wat vir jou vertel word? Daarom sê die Here ons moet wegkom van leuns. Die goddeloses hou hulle self besig met leuns, en as u die grootste leenaars wil hoor, gaan sit jou televisie aan. Dan luister jy na die politici, en hoe hulle lieg en bedrieg, en hoe hulle vir die volk valshede vertel, en hoe hulle besig is om heeldag boosheid te bedink. Jy kan nie iets anders te wees as wat jy in jou hart is nie. Daarom mag 'n kind van die Here nie bekend staan as 'n leenaar nie. Want die Bybel sê die duiwel is die vader van die leuns. Maar Dawid hoor en hy sien die goddelose en hy skryf oor hulle daaglikse gedragspatroon. Hulle is leenaars, maar ook is hulle mense wat met vleiende lippe praat. Baie interessant, hierdie woord vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. As jy die oorspronklike taal gaan bestudeer, dan sien jy with a heart
and a heart. Met ander woorde, hulle praat met 'n hart en 'n hart. Onmiddellik dink jy by jouself, het hulle 2 harte? Dis presies wat die Bybel sê. They seem to have 2 hearts. One to speak fair words and the other to invent mischief. Dis hoe die goddelose opereer. Partykeer kyk jy na die goddelose en hy glimlag vir jou en hy's vriendelik en hy praat met jou mooi woorde en 5 minute later loop jy op 'n gesprek in en hy sien jou nie en hy vertel die grootste klomp leuns van jou. En jy dink by jouself, maar hy het nou net so mooi met my gepraat en my eintlik gekomplimenteer oor A, B en C en nou ewe skielik draai hy om en dis hoe die goddelose opereer en daarom is die kinders van die Here dikwels in hierdie verskoon die Engels in die catch-22 waar hulle by hulle self wonder, maar wat is fout met die goddelose? Die eenvoudige antwoord is dat die goddelose die Here nie ken nie. Ek het vanmôre vir my katkesante gesê, luister, voor ons enigsins moet katkesasie voortgaan, gaan ons seker maak, julle ken die Here. Want as julle die Here nie ken nie, gaan julle nie lidmaat van hierdie gemeente word nie. Want ons gaan nie leuns vertel hier voor die kansel en sê, ons is kinders van Jesus, maar hulle weet nie wie Jesus is nie. En hulle weet nie hoe opereer 'n kind van die Here volgens die skrif nie. U sien die tyd het aangebreek dat ons met mekaar waarheid sal praat. Want die goddelose se woorde raak al hoe sterker en selfs binne die kerk heers die goddelose en die goddelose woorde word van die kansels af uitgebasyn en die kerk van die Here Jesus ly skade. Ag, vleiende lippe, is dit nie so nie? Ek het so gedink terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, hoe mense heuning om iemand se mond kan smeer en later in die grond kan trap. En jy dink by jouself, is dit moontlik? Dis wat Dawid beleef het. Hierdie mense praat met 2 harte. Hulle praat ook groot. Hulle spog. Hulle brag, soos die mense sê. Die Engels sê to be overconfident. Hulle praat oor wat hulle vermag het, wat hulle behaal en bereik het, wat ons het en besit en kan doen of nie kan doen nie, om vol van myself en my prestasies te wees. En ag vriende, moet asseblief nou nie vir my van die kansel afhaal of my op 'n manier probeer kritiseer as u nie eens gehoor het wat ek sê nie, maar ek dink dat dit miskien ook een van die redes was waarom ons ou volkie geval het. Want ons het begin spog met wat God uit genade vir ons kom gee het. En ons het hom nie meer erken as die gewer van alle goeie gawes nie, maar is ons weermag en is ons ekonomie en is ons goudmyne en is ons edelmetale en is ons wat dit vermag het. En ons kan dit sien in ons tyd, van dat die nuwe regering aan bewind gekom het die sogenaamde Christene by die duisende verdwyn en is vandag eintlik rebelle teenoor God. Die meeste sogenaamde Christene vat hand met bewegings soos die Israel Visie en bewegings waar die Afrikaner boerevolk die belangrikste volk vir hulle is. Al die ander moet voor hulle soog en voor hulle buig. Ek wil vanaand vir jou sê, ons as Suid-Afrikaners het net bestaansreg solank ons die Here Jesus Christus liefhet en hom hoogag en sy evangelie uitpasyn aan elke nasie, taal, volk en stam. Ag, ek het besef dat ons het nodig om ons woorde te verminder en meer te praat oor die Here as oor ons self. In 'n bepaalde gemeente wat ek bedien het, en ek wil vir u sê, ek staan nou nog verstom as ek dit vir u vertel. Lei my deurklokkie en ek maak die deur oop, en daar staan 'n oom, hy is nie baie groot nie, seker so. En hy sê vir my, luister, ek is so en ek soek 'n nommer van 'n predikant. Ek sê vir hom, nee oom, ek sal vir jou die nommer kry, en ek gaan in die huis, en ek kry die nommer vir hom, en ek gee vir hom die nommer, die predikant het, lyk my sy dogter getrou, en hy sê vir my, luister, weet jy wie is ek? Dink myself, hy het seker sy identiteit verloor, dat ek vir hom het moet kry, nie regtig nie, ek het maar vir hom uitgeluister, hy sê ek, en hy noem vir my wie hy is, en hy sê vir my broer, en ek lieg nie vir u woord nie, ek wens ek kon het opgeneem het om het vir u te speel, dat u dit kon hoor, want ek was uit die veld geslaan, hier staan hierdie kort oombie, hy is net so groot, hy sê my broer is 'n generaal in een of ander weermag, en as hy sê iemand gaan vandag dood, dan gaan hy dood. Nou kyk ek die oom,
Hy sê vir my, luister, sien jy hierdie kar? Want hy het nie met 'n baie mooi kar hier aangekom by my nie, of by my aangekom daar nie. Hy sê my Mercedes staan in die motorhuis. Ek ry maar met hierdie enetjie rond, net so om die goedjies te doen, maar die grand car staan by die huis, en hy spog en hy vertel. Ek wil vir die sê, naderhand kyk ek hom so, en ek dink myself, waar kom jy vandaan? Ek het nie vir hom gevra vir 'n mediese rekord om te kyk of hy ontslaan is, hy het nie hom ander gestig nie, want dis amper hoe dit vir my geklink het. Maar ek wil vir die sê, ek het met hierdie oome begin 'n pad stap. Ek het hom gaan besoek. En oor jare het hy net aangehou in hierdie boosheid van hom. En die laaste gesprek wat ek met hom gehad het, was in 'n hospitaal. Toe hy die personeel uitmekaar geskel en gevloek het. En ek vir hom sê, oom, luister, jy moet met jou sonde breek. Haar die oom is die ewigheid in. En sover ek weet, sonder God en sonder hoop. En dis wat Dawid sê in hierdie psalm. Die goddelose spog, hulle praat groot, met vleiende lippe praat hulle leuns, dubbelhartig, hulle praat oor hulle self en wat hulle kan vermag. Hierdie oom het my vertel van sy geld wat hy gemaak het, en hoe hy op die aandelemark geld gegenereer het, en as jong seun van 15 al 'n kar besit het. Ek wil vir u sê, ek kon nie glo, dat een man soveel nonsens op een dag kon praat, en in die kere wat ons mekaar gesien het nie. Wat is die waarskuwing vir my en jou in hierdie aand? Dat ons moet na die goddelose luister, en dan empatie in ons harte ontwikkel, deur vir hulle te bid, en te vra dat die Here hulle sal red, en as hulle nie by die kruis wil buig en hulle sonde bely nie, dat die Here hulle sal verwyder. Is dit 'n harde ding om te bid? As u vanmôre se gedeelte uit die Bybel uit gelees het, sal u gehoor het wat sê die Here vir die fariseërs en skrifgeleerdes. Mense wat baie gepraat het, maar niks gedoen het nie. Maar vriende, die laaste woorde wat ons hoor in hierdie psalm, is die woorde wat werklik saak maak. En dit is God se woord. Nadat Dawid gepraat het en die goddelose gepraat het, word almal tot stilswye gebring, want as God aan die woord kom, dan moet ons luister. As die Skepper praat, moet die skepsel luister. As die Skepper iets sal sê, kan ons die oordraai en hoor, want hy gaan vir ons sinvolle waarheid oordra, wat ons harte sal rig en lei in die waarheid. En kom ons kyk wat staan in Psalm 12 vers 7. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. Die woordjie, die woord van die Here is rein, is eenvoudig dat dit sonder enige besoedeling is. Dis sonder enige leuns of bedrog. Dis so suiwer soos wat jy kan kry. Met ander woorde, as jy die Bybel lees en God gee jou 'n opdrag of 'n vermaaning of 'n bemoediging, hoef jy nie by 5, 6 ander plekke te gaan aanklop om te hoor, is dit wat die Bybel sê werklik die waarheid nie? Dis die enigste boek wat jy met gemak kan terugsit en lees wat die outeur sê, en dit 100% glo sonder om dit te bevraagteken. En dit is baie interessant dat die Vader, die duiwel van die leuns, baie keer ons wil bring by 'n punt waar ons die Bybel bevraagteken, in plaas van hom, as vyand van die kruis. Stem jy saam? Hoeveel kinders van die Here sê vir jou, is dominee, ek glo, maar baie keer twyfel ek. Baie keer wonder ek. Ek wil vanaand vir jou daardie vrese tot rus te kom lê, deur vir u te sê, wanneer God praat, kan jy met die grootste gemak luister, want as hy aan die woord is, dan kan ons weet, dit is woorde van waarheid. Dit is 7 maal gesuiwer. Met ander woorde, daar is geen sonde of ongeregtigheid daarin nie. U sien, God se woord is kosbaar, daarom sê Psalm 19 vers 9 vir ons, die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die woord sê in Psalm 119 vers 140, u woord is deur en deur gelouter, en u knegg het dit lief. U sien, Dawid praat, Here help, want al die vromes verdwyn van die aarde. Here, hoor wat die goddelose alles sê, die leuns en die vleiende woorde en die groot pratery, en onmiddellik kom Dawid tot homself en hy sê, maar God se woord
staan kop en skouers uit bo enige woord en enige stem en enige mens of enige regering of organisasie. 2 Samuel 22:31, die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Daarom het ek vanmôre vir my katkesante ook gesê, lees die woord. Weet jy wanneer wil mense die woord nie lees nie? Wanneer hulle die outeur van die boek nie ken nie. As jy die outeur van die Bybel nie ken nie, dan wil jy nie hoor wat hy sê nie. Dan gaan jy dink daar's heeltyd oordeele. En hy haat mense en hy wil net heeltyd doodmaak en hy heeltyd piets en slaan en straf. Maar as jy die outeur van die Bybel ken, dan sien jy hoe strome van lewende waters jou deel word wanneer God aan die woord kom. Ek moet vir u sê, baie oggend as ek in my studeerkamer ingaan en my gemoed is vol en ek maak die boek van boeke oop en ek begin lees, dan kan ek amper sê soos daardie liedjie, laste verdwyn by Golgotha. My laste verdwyn terwyl ek die woord lees, want ek weet, die een wat laaste sal praat, en wat sy woord die laaste gesag sal dra, en die hoogste gesag sal dra, en uiteindelik die absolute gesag sal dra, is die woord van die Here self, al wil mense dit nou ontken, en in rebellie daarteen opstaan. Ek sluit af met die woorde van Psalm 2. Hoor wat sê die Here vir die nasies van die aarde. Terwyl Dawid bevrees is en terwyl die goddeloses baie praat, hoor wat sê die Here in Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Met ander woorde, die goddeloses sê, ons wil nie God se heerskappy oor ons hê nie. Ons sal hom van sy troon afhaal. Ons sal regeer. Net soos wat hulle gesê daar in Genesis 11, toe hulle die toring van Babel gebou het. Vers 4, hoor hoe benoud raak die Here. Hy's bitter benoud as hy hierdie goed lees of hoor of van weet. Vers 4, hy wat in die hemel woon, lag. Nou dis nie 'n sadistiese lag, of iets wat ons daarin kan lees nie, maar dis asof die Here kyk na die mure wat op die aarde ronddwaal, en hy sê, ag asseblief, julle is nie vir my enige oppositie nie. Ek lag vir julle pogings, ek lag vir die goddelose se woorde, ek lag vir die regerings van ons tyd, wat sê ons gaan God se bande afbreek, en ons sal regeer op sy aarde. Luister, selfs die goddelose konings van ons tyd, en die regeerders, en die eerste ministers, en die mense wat die land en die wêreld regeer die wêreld presies soos God dit wil hê. En selfs die sonde wat hulle doen, gebruik God in sy heerlike wil en plan, om hulle eendag te oordeel, omdat hulle nie wil bekeer nie. Vers 5. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil net vir u ietsie sê voor ek aangaan. Onthou u vir Saul? Die Bybel sê kop en skouers bo die volk uitgestaan. Ek sien hierdie man, 'n paar biceps en 'n paar fris muscles, en hy loop daar tussen die manne rond. Waar vind ons hom sonder die Here aan die einde van sy lewe? Bewend soos 'n riet aan die voete van 'n waarsêer. Waarom? God het geen behaan die krag van 'n man nie. Die goddelose is nie vir hom 'n bedreiging nie. Hy vrees nie in die hemel wanneer mense en nasies en volke en goddeloses sekere dinge teen hom sê of kwytraak nie. Die Here sê hy word nie bang en hy word nie bevrees nie. Vers 6, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Vers 8, eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun,
dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Jy sien, God se woord is die laaste woord. Dis die gesagvolle woord. Dis die woord waaraan ek en jy moet vashou. Wat ons ook dra deur tye waar ons dink ons het alleen oorgebly en die goddelose se stem oorweldig ons en die boosheid oorspoel die aarde. Ek sluit die Psalm af. As ons na Psalm 12 kyk, leer ons so 'n paar dinge. In die eerste plek, moenie dat die duiwel jou mislei in die wete dat jy in jou kerk alleen oorgebly het in hierdie wêreld nie. God hou self sy kerk in stand. Hy sal self vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly. Hy red siele uit elke nasie, taal, volk en stam tot sy eer en tot verheerliking van sy naam. Wat moet ek en jy verder leer? Moenie dat die woorde van die sondaar en arrogantes jou ontstel en vreesagtig maak nie, want wat kan hulle doen? Hulle kan die liggaam doodmaak, maar niks aan die siel doen nie. Matteus 10:28, vrees God, wat by mag is om die siel en die liggaam en die siel te verderwe in die hel. Die laaste ding wat ons leer is glo in God en sy woord. Dis jou en my behoud van nou af tot ons hom sal sien soos hy is. Dis wanneer ek hierdie boek lees, wanneer u as kind van God hierdie boek lees, dat die laste verdwyn en die sorge verdwyn en jy besef wie is werklik in beheer. Ek stuur u huis toe met 'n bemoedigende woord. As kind van die Here wil ek jou bemoedig vir die week wat voor lê. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ek in my, sê Jesus. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. Luister, ons is net vir 'n tyd lank hier. Ek en jy is 'n pelgrim wat besig is om deur hierdie wêreld te beweeg. Ons tentbenne word stadig maar seker uitgetrek. Moenie dat jou woorde jou ontstel deur die gedagte te koester dat jy alleen oorgebly het in hierdie wêreld van goddeloosheid nie. Moenie dat die goddelose se woorde jou ontstel nie, maar laat God se woord jou bemoedig en versterk, sodat jy end uit hom sal dien, hom sal volg, en met 'n blymoedige hart elke dag tegemoet sal gaan, want ons weet die barmhartighede van die Here is nuut, elke môre. Kom ons bid saam. Here, watter wonderlike gedagte uit die woord vind ons getrou om nie vreesagtig te word in die tyd waar ons onsself bevind nie. Dat ons nie aan die Elia-syndroom sal lei wat Dawid aangelei het en ons dikwels aanlei, deur te dink ons het alleen oorgebly nie, maar dat ons biddend, wagtend, wakend sal wees, met u woord as die bron van waarheid wat ons stuur en rig en lei in hierdie moeilike tye. En Here sal bly rig en lei tot daardie dag dat ons u sal sien in u heerlikheid, soos u is. Baie dankie vir u getrouheid, ons loof en ons prys u naam. Dankie vir u woord. Dankie dat dit onwankelbaar vas staan in die hemele. Ons eer en ons aanbid u naam. Amen.